Goeiedag familie, dit is so lekker dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Ek is pastoor Kyle Barkhuizen van Beleef Gemeente en dit is so lekker om jou vanoggend te kan verwelkom in die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat jy vanoggend kies om saam met ons in te skakel. En hierdie week gaan ons gesels rondom die tema volg of vermy. En ons gaan fokus op gesonde en ongesonde leierskap volgens die woord van God. Nou vanoggend wil ek 'n inleiding doen. Ons gaan vanoggend gesels oor leierskap as 'n geestelike gawe. Baie keer word hierdie misbruik of verkeerd verstaan. Baie mense dink leierskap beteken juis die een wat in beheer is, die een op die verhoog, die een wat altyd praat en nooit luister nie, die een wat al die besluite maak. Maar God se woord kom en hy wys 'n totale ander prentjie. Paulus skryf vir ons in Romeine 12 vers 8 die volgende. Hy sê, wie ander lei, moet dit met toewyding doen. Nou familie, ek wil hê, ons moet verstaan, dit beteken leierskap is nie 'n status nie. Dit is 'n roeping. Dit is nie 'n posisie van trots nie, maar 'n plek van verantwoordelikheid. En wat as ek vir jou vandag sê, dat leierskap is vir God se liggaam. Die gawe van leierskap is gegee om die kerk te versterk en nie te beheer nie. Dit gaan daaroor om gelowiges toe te rus om hulle gawes te ontdek en te gebruik. En 'n geesvervulde leier skep hierdie omgewing waar ander groei, waar ander floreer, waar hulle roepings kan uitleef. Dit is 'n gesonde leier. 'n Ongesonde leier misbruik, verwoes, manipuleer, maak seer. En hier is die ding, as jy die gawe van leierskap het, is dit nie iets wat jy kan ignoreer of halfhartig uitleef nie. Paulus sê, met toewyding, met ander woorde, jy moet dit ernstig opneem, want jy lei nie net mense nie, jy lei mense wat aan God behoort. Jy word nie 'n leier omdat jy slim is, of ryk is, of jy hardste stem het nie. Jy word dit omdat God dit in jou plaas as deel van sy plan vir sy liggaam. En in Romeine 12 noem Paulus leierskap in dieselfde asem as bemoediging, as onderrig, as vrygewigheid. Dit is 'n gawe wat God gee om ander te dien en nie om jouself te verhoog nie. Ek wil hê hierdie is baie belangrik wat ons vandag moet besef. Die gawe van leierskap is vir God se kerk. Dis vir almal. Dis nie om onsself te laat beter lyk nie. En kyk hoe het Jesus gelei. In Johannes 13 gaan lees die storie. Wat doen Jesus? Hy kies om sy disippels se voete te was. Hy het mense opgehef wat in die wêreld afgeskryf was. Hy het selfs, toe hy aan die kruis hang, leierskapseienskappe gewys, toe hy vergewe het, toe hy vrygespreek het. En hy het dit duidelik gemaak in Markus 10 vers 45. Dan lees ons. Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys vir baie. En dit is die hart van geestelike leierskap, om te dien. Maar vir my die ware leierskap vra ook karakter. Sonder karakter word jou gawe baie gevaarlik. En baie mense het 'n natuurlike invloed, maar as trots, as selfsug insluip, dan word dit baie gevaarlik. Ek wil vandag weer sê leierskap is nie gemaklik nie. Ons moet soms besluite neem waar ons ongewild gaan wees, waar ons kritiek gaan kry. Maar as jy dit verantwoordelik gebruik, stig dit God se kerk. En Paulus sê, wat moet ons doen? Doen dit met toewyding. Nie halfhartig doen nie, want halfhartige leierskap breek meer af as wat dit opbou. En dis ongesond. Leierskap vra jou om jou lewe af te lê en die mense wat jy dalk lei na God toe te neem. Familie, ek wil jou vandag vra, om jouself eerlik te vra. As jy vandag in 'n leierskapsposisie staan, en ek wil vandag vir jou iets wys. Oral waar ons gaan, is ons iewers 'n leier van iets. Of dit nou in jou gesin is, of dit by jou werk is, of dit in jou familie sirkel is. As jy 'n leier is, hoekom doen jy dit? Is dit vir erkenning? Of is dit uit gehoorsaamheid aan God? Lei jy vandag met toewyding, soos wat Romeine 12 vers 8 sê, of net wanneer dit jou pas? Wat 'n voorbeeld wys jy? Is dit een wat ander wil volg,
of neem dit hulle weg van Jesus af? Familie, ek wil jou vra vandag, om werklik tyd op sy te sit, om voor die Here te gaan stil word, en hierdie motiewe van jou hart te toets, om te vra, Here, wys my. Wys my vandag, waar ek mense nooi om U te volg, en waar ek hulle eintlik verder van U wegstoot. Leierskap as 'n geestelike gawe is 'n groot voorreg, maar dit is 'n groot verantwoordelikheid. En Romeine 12:8 gee vir ons hierdie toets. As God jou geroep het om te lei, doen dit met toewyding, nie halfhartig nie. En onthou vandag, familie, leierskap is nie 'n titel nie. Dit is jou getrouheid. Ek wil graag vandag saam met ons bid. Here, dankie vir vanoggend. Dankie dat ons vanoggend bewus kan word van leierskap. Here, leierskap as 'n geestelike gawe vir U kerk. Daar is 'n groot verantwoordelikheid wat saam met dit kom, en ek bid vandag, Here, vir mense wat in posisies staan van groot leierskap. Here, mense wat in posisies staan waar hulle ander moet lei, bid ek vandag dat U deur die Gees hulle sal kom versterk. Dat ons elkeen wat vandag op een of ander platform staan waar ons ander mense moet lei, Here, ons bewus sal wees van die motiewe van ons hart. Dat U dit vandag sal openbaar, maar Vader, dat U ons sal help om vandag bewus te word van die groot verantwoordelikheid wat op ons skouers rus. Mag ons dit vandag doen, soos wat Romeine 12:8 sê, met toewyding en nie halfhartig nie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike maandag hê. Ek sien jou môre.